As jy die week saam met ons gereis het en ook laasweek by ons erediens was, hoop ek dat jy op 'n manier bewus geraak het van dit wat ons dan genoem het, die hinkering, die soeke, hierdie honger en dors in ons na iets of na meer. Dat jy jouself so 'n bietjie ontbloot het, om te sê, wil ek weet dis in my lewe waar, ek weet daar's 'n gevoel hier binne in my, wat my net dryf, wat maak dat ek altyd sal soek na meer. Maar ek hoop ook dat daar meer as dit gebeur het. Afgesien dat jy met jou kop het verstaan, dat jy ook sal sê, ek het ook iets daarvan gevoel. Van die frustrasies wat daarmee saamgaan, as ek nou nie kry wat ek wil hê nie. Of van die ontnugtering, as ek kry wat ek gekry het, wat ek gesoek het ek sou kry, en dat dit toe nou nie noodwendig vervul het nie. Of die jaloesie, of die kompetisie, as ek iemand anders sien wat kry, wat ek dink ek ook moet kry. So ek hoop dat jy hierdie week daardie stuk bewustheid hier by jou gevoel het. Want dan kan ons vanoggend verder gaan. Dat jy regtig die gevoel kon kry dat dit wat ons dan laasweek oor gepraat het, ek dink is donderdag se dagstukkies het gepraat oor die leë plaasvervangers. Dat jy jouself daarmee kon uitvang om te sê, ek weet, ek kondisioneer my lewe baie keer vir hierdie klomp leë goed. Dat jy jouself kon uitvang, dat jy jouself kon ontbloot. En dat jy dan daardie groot sprong van jou kop na jou hart toe kan maak vandag. Om te kan sê, goed, ek weet dis waar, ek het dit dalk raak gesien, Louis het laasweek so gesê, die dagstukkie sê dit so, maar weet jy wat, ek voel dit ook nou hier. Want dan kan ons kom by wat ons vanoggend dan moet doen, by bekering. Want dis iets wat ook in jou hart lê, nê. Dis nie iets wat jy met jou kop alleen kan doen nie. Begin by jou kop, dis wat metanoia beteken, maar dit gaan lê in jou hart, dit gaan lê in jou lyf, dit gaan lê in jou fokus, dit gaan lê in jou aandag, dit gaan lê in jou totale kondisionering oor wie jy is. Letterlik, daar sal staan, metanoia beteken, the journey of one's mind, maar ook die hart, ook die self, or way of life. Spiritual conversion. Totaal met jou totale menswees te doen. So ek hoop nie jy het net verstaan nie, ek hoop jy het ook gevoel. Ek hoop jy is ook in 'n mate half hier binne, half so 'n bietjie omgekrap, met die leebeloftes van die wêreld. Richard Foster in 'n rooi boekie wat ons hier al hanteer het, titel Money, Sex and Power. Goeie goed, maar dit gaan jou nie volmaak nie. Dit is wat ons tot by hierdie week moes bring. En nou kan ons verder gaan. Dat ons werklik uitgenooi word tot metanoia. 'n skuif van aandag, 'n skuif van fokus. Dis wat bekering beteken. Dis die woord wat Johannes die Doper gebruik het. Sy eerste woorde was voortdurend vir die aantal jare voordat Jesus gebore is, bekeer julle. Jesus kom, sy heel eerste woorde, sy heel eerste woorde is, ons het dit gelees net nou, bekeer julle. En ons het baie keer hierdie gedagte van bekeer beteken iets van, ek moet my sonde bely. Metanoia beteken meta anders, noia kom van die woordjie nous af, ander denke, a new mind, a new way of thinking. Dis wat bekering beteken. Dat ons onsself vanoggend moet help om te kan sê, ons moet anders begin dink oor die lewe. Dis wat Thomas Keating sou sê. Thomas Keating, een van die groot spirituele skrywers vandag, hy gaan sê, bekering is om reg te dink oor waar ware geluk is. Want ons ken die lewe, nê. Die opvoedkundige sielkundige gaan dit vir ons sê. Alles begin by jou denke. Dis hoekom Paulus skryf in Romeine 12, laat God jou denke vernuwe. Want as jou denke vernuwe, dan gaan jy anders voel. En as jy anders voel oor die lewe, dan gaan jy anders jou lewe uitwerk. Jy gaan ander dinge doen. Jy gaan nou, daar's ander goeders wat jy nou gaan trek. Jou energie gaan heeltemal anders vloei. Dit wat jou lewe lank vir 'n stadium vir 'n sekere goed gegee het, jy gaan begin besef, maar ek dink en ek voel nie meer lus vir die goed nie. Met ander woorde, jy kry 'n nuwe innerlike wil.
Daar's 'n nuwe motivering vir jou om op hierdie aarde te kom leef. Jy funksioneer totaal anders. So kom ons begin by metanoia, by anders dink. Want dit gaan maak dat jy anders kan voel en dit gaan maak dat jy anders gaan leef. So dink vir oggend. Dink oor wat jy dink. Dink oor hoe jy dink. Want die goed wat in jou kop is, gaan lê in jou hart en dit gaan lê in jou lyf. Jesus kom in Matteus 6 en hy praat met 'n klomp mense wat baie goeders dink. Sy disippels was voortdurend besig om ons nou vrae te vra en te leer. Hulle bekommer hulle oor die lewe en dan praat hulle oor wie van hulle die belangrikste is. So terwyl hulle koppe ongelooflik besig is, wat ook in hulle harte gaan sit, met ander woorde wat hulle angstig maak of jaloers maak of wat hulle vyhandig maak en ook het later dat oorgaan tot in gedrag, is Jesus besig om hulle heeltyd terug te roep tot metanoia. Nou, ons het nou die Markus teks gelees op die bord. Wanneer Jesus en Matteus begin praat, die oomblik as hy die woestyn uitkom, is sy eerste woorde presies dit. Bekeer julle, ouens, julle moet anders begin dink. En dan vat hulle mos in die koppie op, die saligspreking, en dan sê hy, ek wil julle moet anders dink oor hierdie lewe. Weet julle wat? Geseënd is die ouens wat afhanklik is. Geseënd is die ouens wat af en toe kan huil. Geseënd is die ouens wat, en dan gaan hy aan, en in Markus 6, dan praat hy met hulle, hy sê, so daarom sê ek nou vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle nou moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie, is die lewe nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie. So hy sê hierso hierbo in die kop, waar jou noes is, hy sê daar is julle besig met goed wat nie vir julle goed is nie. Want wat doen bekommernis aan jou? Jy dink hom, maar net 'n rukkie daarna dan voel jy hom. Party van ons voel hom hier onder. En jy voel so 'n vernarigheid op jou lyf. Ander van ons voel hom hier bo in die hart en jy begin vlak asemhaal. Ander van ons kry kopseer. Want hy bly nie net daar nie, hy gaan na jou lyf toe. En dan begin jy later nie lekker slaap nie. En die chemiese stowwe in jou liggame begin nou nie meer lekker funksioneer nie. So dis hoekom ons moet begin oor wat dink jy? En nou wil Jesus hulle red, hy is die verlosser. Hy wil hulle vrymaak van daai goeders. Hy sê, so jou aandag en jou denke kan nou op daai goeders, of hy sê vir hulle, hey ouens, kom ons kyk liewers na die wilde voëls. Kyk na hulle saai nie en hulle oes nie, hulle maak nie 'n skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle, is julle nie meer baie meer werd as hulle nie. So nou kom hy ook weer by 'n gevoel. Hy sê, kyk na ander goed, dink aan ander goed, jy gaan 'n ander lewensgevoel kry. Daar kan 'n stuk rustigheid kom in jou lewe. Daar kan 'n stuk troos kom, daar kan vrede kom, as jy na die voëls kyk. Trouwens, wie van julle kan dit om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? Dis realiteit. En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, en wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier. Kyk, jy bly nigter, kan môre verbrand word. Hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Dis die 2de maand van 2016. Hoeveel keer het ek en jy nie al, net in die afgelope 30 dae, die woord gebruik, ek is so besig. Die lewe gaan dol. Weet jy, dis 'n hardloop van die oggend tot die aand. Ek het dit gebruik. Miskien elke dag. Dis die lewensgevoel wat baie van ons het. Ons is so gejaag. Die lewe en die tyd druk ons in. Ek het nie meer tyd vir die dinge wat ek wil uitkom nie. Dat is hoe ek voel. Vir party van ons het dit so half bietjie van 'n statussimbool geword ook. Iets waarmee jy kan spog. Ek werk so hard. Weet jy, my man werk so hard. Hy's vanoggend 6 uur uit.
My kind, nê, kyk, hy laaitie vir my, nê, hy's van die een ding na die, hy kom in die aand 8 uur in die bed, dan het hy nog nie by sy huiswerk uitgekom nie. Vir party van ons is dit realiteit, vir party van ons raak dit selfs iets om oor trots te wees. Ek het baie min mense ontmoet die laaste paar jaar, wat in die konteks van vandag vir ons gaan sê, weet jy wat, ek vat dit nou al vir die laaste 2 of 3 jaar nogal rustig. Kyk, ek voel my lewe is gebalanseerd. Ek het genoeg tyd vir ontspanning en dan kom ek ook by my werk uit. Dis min van ons wat so voel. Daar's dalk die helfte van die ouens wat nie vanoggend hier is nie. Die een helfte wil dalk nie wees nie, maar die ander helfte sal dalk sê, hoor, ek het goed om te doen. Ek sou weer kerk toe kom, of my lewe is te vol. Ons almal het daardie lewensgevoel. Nou die eintlike vraag vanoggend, die vraag van Lent is, ten midde van dit, ten midde van daai gejaagde en dol en besig lewe is die vraag, hoe beleef jy God nou ten midde van dit? Dis die vraag. Want die waarheid is, ek en jy is op hierdie aarde as agente van die koninkryk. Jesus nooi ons uit om met nuwe denke te gaan sê, ten midde van al hierdie goeders, van die kultuur van ons tyd, moet ek en jy die koninkryk van God laat deurbreek. Moet ons vir die mense om ons en vir onsself ten minste en vir ons kinders ietsie anders wys. Dat ons nie vasgevang word in hierdie gefragmenteerde lewe van net so vinnig 'n paar goedjies doen op die oppervlak nie. Hoe is God teenwoordig vir jou en vir my ten midde van hierdie goed? Hier en daar gaan 'n ou vir jou sê, nee man, ons doen dit minder. Gaan terug na die middeleeue toe en gaan bly in 'n klooster. Wel, vir versekerde van ons is dit dalk die oplossing. Maar die ander van ons kan nie ons werk bedank nie. Jy kan nie jou kinders skool toe stuur nie. Jy kan nie die 3 werke wat jy het, wat jou finansiëel aan die gang hou, net bedank nie. Wel, miskien kan jy. 1 of 2. Dalk kan jy met minder oor die weg kom. Of dalk kan jy nie. So die vraag is nie, wat moet aan die buitekant verander nie. Daar is dalk 'n paar goed wat jy kan aan die buitekant. Wat kan hier gebeur en hier gebeur en in my hele lewe van funksionering gebeur? As Jesus sê, en jy hoor vanoggend die goddelike appel, bekeer jou. Bekeer, metanoia, kry 'n ander manier van dink oor hierdie lewe. Ek dink dis waarvan Jesus ons ook wil verlos. As ons veronderstel is om die koninkryk van God hier te laat deurwerk, ten midde van hierdie goed, hoe gaan ons dit regkry? Ek het nou verwys na Romeine 12, nou een parafrase vertaling is nou wel Engels, maar hy pas vir my mooi, hoor gou klink hy. Hy sê, but make sure, die Romeine 12:1, but make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-by-day obligations. So hy sê nie, moenie dit doen nie, hy sê oppas net, that you lose track of the time and doze off, oblivious to God. Want hy sê, dis die gevaar, die oomblik as ons so besig raak, so met al die rande goedjies, dan mis ons die vertikale perspektief, dat God met my werk. Wie van ons het nie hierdie week aan die slaap geleef, afgedoos nie? Ek het donderdag, ek moet vir Milan 12 uur optel by die skooltjie waar sy is, en dan gaan aflaai. Gelukkig is my skoonma by ons, en sy kan 'n bietjie na Milan kyk. En ek stop 5:12 by die huis. Sante, Milan is nie in die kar nie. Ek het dan nooit gaan oplaai nie. Ek het alles reg gedoen, ek het gery waar ek moes, behalwe ek het by die skool nie verby gery. Almal leef daar. Jy het hierdie vergadering gehad, of jy het hierdie ding nagekom, en jy doen nie goed wat jy moet doen, maar jy weet nie eens meer, hoe het ek gery van daar tot hier? Het ek gery van daar tot hier? Hoe het ek dit gedoen? Ek was vanoggend, jy proe nie jou koffie nie. Jy sien nie meer die goed raak nie. Ek dink dis in hierdie konteks wat Jesus sê. In 'n baie besige lewe, met baie besige koppe, met baie redenasies, met baie planne, met baie projekte, met baie episodes wat jy beplan in jou kop, wil hy vir jou sê, hey, kyk bietjie na die voëls. Kyk na die lelies.
Die moeilikheid is nie noodwendig die geraas en die besig wees aan die buitekant nie. Dis sleg. As ons daarvan af kon wegkom, sou dit wonderlik wees. Maar die besig wees in ons koppe is waar die moeilikheid begin. Want dit gaan lê in die hart en dit gaan lê in die lyf en dit gaan lê in die funksionering. Almal van ons wat hier sit omtrent, ek dink het geleef in 'n tyd voor die moderne tegnologie. En ek het afgekom op 'n artikel in die Time magazine in 1982 wat gesê het, met die ontwikkeling van tegnologie wat nou tot ons beskikking kom, 1982, gaan ons een van die dae, het gesê, voor die einde van die millennium, wat nou al 16 jaar terug is, het gesê, gaan ons almal uitkom by 'n 3-dag werkweek. Want daar's tydbesparende tegnologie wat ons hiermee gaan help. En as jy nou nogal daaroor dink, sou dit nogal die voorskou of die vooruitspelling gewees het, nê? In 1982 het ek op 'n plaas gebly met 'n plaastelefoon. So wat moet jy doen? Jy kan nie sommer nou iets doen nie, jy moet eers gaan hoor, is die lyn nie besig nie. En as Jan op die foon is, weet jy, hy gaan lank op die foon wees. Jy eers oor 'n halfuur of oor 'n uur kan jy dalk weer probeer. En dan moet jy sentrale toe bel en as jy by hulle kom, dan vra jy vir die 39 lyn waar my maatjie gebly het, nee, daai lyn is beset. Dan moet jy maar weer oor 'n halfuur probeer. Of jy's net besig en sê hulle maak klaar vir 'n hooflyn. Toe het ons later ander telefone gekry toe die plaaslyne weg is. Toe is dit beter, toe kan jy darm bel wanneer jy wou bel. Toe het ons later koordlose fone gekry. So nou kan ek terwyl ek vir 'n graad standaard 9 seun was die privaatheid van 'n koordlose foon beter. Maar nou kan ek ten minste rondloop in die huis en bel en selfs, ek hoef nie meer in die kombuis te sit waar my pa en ma hoor wat ek sê nie. Toe kom selfone en die gedagte van selfone was dat jy tyd sou bespaar. Want ek hoef nou nie meer op te staan na die telefoon wat in die muur hang of wat in die kombuis is nie. Ek kan nou sommer hier waar ek is, my werk afhandel. Ek kan jou gou bel en by jou uitvind. Het was in hierdie week, toe ek het gaan draf, toe kry ek en 'n vriend van my hier so, oom en 'n tannie hier buite, net so, daar voor KFC, toe sê ek vir my, het vat my terug 80s toe, oom en 'n tannie met 'n ou Mercedes, met 'n waantjie, hy gaan stop so voor die dorp, met die padkaart oop in sy pen, ek het dit lanklaas gesien, nee. So nou, die GPS het gekom, het maak jou lewe vinniger, ek gaan meer tyd hê, Facebook het gekom om jou lewe vinniger te maak. Vroeger jare moes ek foto's neem en ek moes dit 3 weke lank wegstuur deur die apteek na 'n plek toe en teruggekom het, die foto's weggooi wat afgesny is en daai goeders en die skewe en die blou en rooi oë en dan moes ek dit in 'n album sit en dan kon ek dit vir jou kom wys. Vandag kan ek 'n foto neem, ek kan vir my kinders wys nou lyk die plek waar ek is. Al daai dinge is gemaak om tydsbesparende tegnologie te wees. Wat is die realiteit? Daai masjienkie in jou hand, wat ook nou in jou hand is, steel jou tyd. Ek het hierdie week myself uitgevang. Daar was 'n persoon wat ek vir 22 jaar, ek beloof julle nie 'n sekonde aangedink het nie. Nie 'n sekonde nie. Hy stuur vir my 'n friend request op Facebook. 40 minute daarna is ek besig om foto's te kyk van sy vakansie wat hy 2 jaar terug in die Bosveld gehou het. Wie doen dit nie almal nie? So goed wat ons eintlik moes help om ons uit te bring by 'n 3-dag week. Wat ons eintlik moes gehelp het, maak ons lewens so vol klatter en so vol geraas en so vol besig wees dat ons uitkom by 'n plek van ons koppe en ons lywe en ons harte hardloop net so rond. En sê die sosioloog vir ons in die tyd waarin ons leef, waar ons elkeen ook 5 of 10 of 12 werk het, is nie op een slag as jy ten minste die een na die ander, is ons heeltyd ingestel op vertikale dinge. Ek moet 'n koneksie met daai ou maak, want dan kan ek dalk 'n werk kry. En as ek nou hierdie ding wil ondersoek, moet ek, dat ons totaal en al die vertikale, die transcendente, die goddelike dimensie van ons lewe mis. Die tegnologie het gekom. Maar die goue era van 'n 3-dag werkweek het nooit gekom nie. Nou werk ons 9 dae van die 7 dae. Ons werk tot in die nag. Ek staan nou en dink,
hoe moderne tegnologie ons aandag, ons fokus, ons emosies, ons denke en ook ons optrede toet en taal oorgeneem het. Ek staan Vrydag by die skool se snoepie toe ek my versandhy gaan haal. 'n Vrou wys vir my by die snoepie 'n foto van waar hulle nou 'n gebou afgebrand het op Stellenbosch kampus. Ek gaan wys vir my skoonma, ek is sommer dadelik so naar en ontstel. Ag nee, nie nog dit ook nie. Dit vat vir my 40 minute om nou op News24 te gaan kyk, wat het nou weer gebeur op Universiteit Stellenbosch kampus. Net om aan te lees, nee maar daai foto is amper 'n jaar en 'n half oud. Dit was toe daar 'n kragsluiting was in 'n ander gebou en daar was 'n brand. Jy sien maar so iets wat eintlik niks met my te doen het nie, wat 'n leuen is, vir 'n uur of 2 lank my totale lewe beheer. Ek was ontsteld, ek was kwaad, ek dink almal weet min of meer wat ek hier probeer sê. So die vraag is, hoe gaan ons weer die voels raak sien? Want ons gaan nie teruggaan na 'n 3-dag werkweek toe nie. Ons lewens gaan nie noodwendig eenvoudig geraak nie. Ons gaan nie almal in kloosters kan bly nie. Hoe gaan ons dit reg kry om God deel te maak? Nie deel te maak nie. Hoe gaan ons dit reg kry om die goddelike realiteit te besef ten midde van die goed? Want ons almal leef in 'n staat van verslawing. Die ou sê, ons lewe in ervaringslose ervarings. Experience-less experiences. Van die een ervaring na die ander, na die ander, na die ander, en die ander, wat maak nie ons lewe vol nie. En soos ons op autopilot, heeltyd besig, om net nog iets te doen, en nog iets te doen, en nog iets te doen. Die een Britse sosioloog praat van skimming, die woord vir afroom, of die woord wat hulle gebruik vir bladsy lees. Ek lees nou. Niet so oppervlakkig, maar daar's geen diepte nie. Hy sê ons is lewe met 'n lewe van skimming. Ek kry nie Afrikaanse vertaling vir dit nie. Ons mis die voëls, ons mis die lelies. So hier en daar het ons so gevoel vir dit. Dan gaan jy op vakansie, in eerste plek pla die stilte jou, of die min doen jou, en jy voel skuldig. Maar dan gaan sit jy dalk op Kersdag saam met geliefdes, en vir 3-4 uur lank sit jy om die tafel, en dan kry jy dalk tog 'n gevoel van dis waar dit gaan. En dan sê jy vir jouself, en jy sê vir jou geliefdes, ek wens ons kan dit meer doen. Weet julle dat 3-4 eeue terug, was dit die westerse kultuur waarvan almal van ons deel is. Die Europese kultuur het elke aand 'n feesmaal gehou van 3 tot 4 ure lank. Nie net op Kersdag nie, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, vir 7 dae van die week was dit die gebruik. Ons begin 6 uur in die aand aan tafel en ons gaan 10 uur bed toe. En hier word fees gevier. Ons is gemaak vir dit. En ons weet ons mis dit. Dit het 'n invloed op ons eie lewe. Dit het 'n invloed op my totale gemoed. Dit het 'n invloed op my verhoudings. As ek so moet rondhardloop van die een episode in my lewe na die ander, en ek preek vanoggend net vir myself, het ek nie tyd om te kyk in die oë van my geliefdes nie. Ek sien nie meer hulle pyn raak nie. Ek sien nie meer hulle opgewondenheid raak nie. Want die dinge moet net gedoen word. Daar's experienceless experiences. En dan is ons geen agent of geen rentmeester van die koninkryk van God nie. So ek dink soveel meer as in die tyd van nou Israel, moet jy vandag en ek vandag hoor, bekeer jou. Dink anders. Hou op om rond te spring tussen die een ervaring na die ander, want ons leer ons kinders ook so. En ek dink nogal is hier waar ons mekaar moet help. Vir ons mekaar in 'n geloofsgemeenskap soos die moet sê, wow, ek dink dis in besonder waar ouer lidmate, wat half dalk nog 'n kondisionering sonder die verslawing van stimulasie, ons kan help. Ek weet nou nie waar sit my skoonma nie, maar vir die laaste 4 aande,
gaan lê sy en my 2 kinders op die gras. 6:00 in die aand ongeveer. Dan soek hulle die eerste sterretjies wat kom. En hulle tel 1, 2, 3, 4, 5. O, daar kom die 3 susters ook nou. Hulle sien die voëls. Sien jy daai blommetjie? Kyk jy daai, ek dink ons moet mekaar help. Want ons is heeltyd, as ek te midde van hierdie ervaring, is ek al in die volgende. As ek daar kom, is ek nie eers daar nie. Ek ken nou nie die kultuur op Nieuweland baie goed nie. Maar ek weet hoe lyk dit op die plekke waar ek kom. Dat terwyl daar dalk 50,000 mense op 'n rugby stadion sit, wonder ek of 40,000 regtig daar is. Die ander is al by Sondag, of by Maandag, of die ander is besig om foto's te neem en te post en te Facebook. Jy het die 3 gemis, maar jy is besig om 'n foto te neem van waar jy met 'n horing op jou kop staan. Ons mis die oomblik, jy ruik nie die gras nie. Jy proe nie eers die Coke of die Fanta aan jou, wat jy ook al in jou koppie het nie. Ons is heeltyd daar. Ek dink ons moet mekaar begin help om te kan sê, sien die goed, kyk na die voëls, sien die lelies net hier. Verskoon vir die volgende Engelse aanhaling, maar ek kon hom nie vertaal nie. Kan jy hom opsit vir my, Neil? If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So af en toe, dan gebeur daar iets wat ons tot stilstand roep. Iemand sterf. Of as 'n diagnose by jou. Of jy verloor jou werk. Of jou huwelik val toe en taal uit mekaar uit. Of er gebeur iets in jou lewe wat jou totaal net verpletter. Dan kom daar 'n huge silence. Dan kom daar iets wat jou terugruk tot die werklikheid toe en sê vir jouself, die lewe is kort. Die lewe is kosbaar. Die lewe is broos. Ek dink dit is wat Jesus bedoel het in Johannes 10 vers 10. Dat hy vir ons die lewe wil gee in oorvloed, en dan probeer hy sê in baie goedjies nie, in diepte. Dat ek regtig kan voel, dat jy regtig in oë kan kyk, dat jy regtig kan proe, dat jy regtig kan vat, dat jy regtig kan beleef. Dat jy die voëls kan sien, dat jy die lelies kan waardeer. Kan hoor wat God met jou daardeur wou sê. So wat doen ons nou vanoggend? Op hierdie Sondagoggend? Ons kan ook 50 metodetjies of raad vir mekaar gee oor hoe om die lewe stadiger te leef. En daar's klomp navorsing, ouens wat nou begin groot momente en momentum stig rondom, in plaas van fast food, slow food. Ek gaan lees bietjie, daar is nogal interessant. Ouens weet ons soek hierdie ding. Maar voor ek vir wil raad gee vanoggend, wil ek jou net vat deur 'n ervaring. Dis 'n 4 minute film, terwyl ek die tafel gaan voorberei. En kyk wat doen die ervaring met jou vanoggend. Every single day, elke liewe dag, is God besig om na jou te roep. En ek en jy is dalk besig op klomp ander plekke, en dalk is God die een wat vanoggend jou weer wil roep om tot bekering te kom. Hy wil jou verlos van jou sonde. Want ons weet sonde is om 'n lewe te leef waar jy jou doel mis. Jou gefragmenteerde besig wees kop. Wat vir emosies bring wat jou ongemaklik en onrustig en slapelose nagte gee. Wat vir jou 'n lewe gee wat jy wanhoopig rondhardloop van links na regs.
Daarvan wil God jou vanoggend verlos. En baie keer kom hy na jou toe op 'n baie onindrukwekkende manier, nê. Jy het nie elke dag Starlings om na te kyk nie. Dalk is dit die geraas van 'n kweefvoël of 'n lelike hadida in die oggend. Maar dalk die oë van jou kind. Dalk kom God na jou toe deur die persoon wat jy toevallig raakloop in die 3de gang van Spar of van Pick n Pay of waar jy ook al kom. Op 'n baie onindrukwekkende wyse het Jesus gesterf op 'n ou koppie buite Golgotha terwyl die hele Romeinse ryk besig was en die Joodse volk besig was met Herodes en met die keiser. Was hulle 'n klein groepie mense eenkant op 'n koppie. God kom nie noodwendig na ons toe in hierdie groot goed wat ervarings bied, nie wel partykeer natuurlik ook. So ek wil jou uitnooi vanoggend. Op 'n onindrukwekkende wyse is daar vanoggend gewone brood en gewone wyn. Maar ek wil jou uitnooi om dit te kom proe. Ek wil jou uitnooi om dit te kom vashou en ook bewus te raak van die persoon wat langs jou sit. Want hier gebeur dalk iets wat jou tot bekering kan laat bring. Ons gaan 'n lied sing en in die eerste lied nooi ek hom by die eerste tafel uit om te kom aansit. Dan kan elkeen van ons kom proe, kom drink en kom eet en so uitgenooi word na die lewe wat God vir ons nooi.